Baie welkom by Sian Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by ons In Focus sessie op 'n Dinsdag aand. Ons het so uitgesien om hierdie gesprek te hê. Ons het hom nou so een keer 'n maand. Dit voel heeltemal te min, maar nie te min is ons nou hierso. En vanaand het ons regtig 'n groot gesprek soos julle in ons titel kan sien, Christus, die kerk en kultusse. As ons die gesprek van geloof op die tafel sit, kan dit nogal 'n warm gesprek raak. Mense probeer, sê altyd, ons moet eintlik die geloofgesprek maar een kant toe skuif as ons kuier, want dit raak partymal 'n warm gesprek. En vanaand is ons doel glad nie om 'n warm gesprek te hê nie. Ons doel is om 'n ware gesprek te hê. 'n Gesprek wat gaan oor wat God se hartsbegeerte is as hy na die kerk kyk, as hy na ons kyk en wat hy by ons wil vestig. Ek dink niemand in ons geloofswandel wil ooit verkeerd wees nie. En ek dink dit is waar die gesprek gaan. Die woord apologetics word baie rondgegooi en praat van a defense of the faith. Maar ek dink baie keer gaan dit oor the defense of my faith and the defense of your faith. En dit moet nooit gaan oor my geloof of jou geloof nie, dit moet gaan oor die geloof en die waarheid. Maar ek dink die vyand is baie slim partykeer. As ek aan hom dink, want hy wil die waarheid obviously van ons af weghou. Dit is hoe hy ons van ons kan steel. En ek dink baie keer die vyand is soos 'n kultkunstenaar, soos 'n magician of 'n kultkunstenaar. En jy weet, 'n kultkunstenaar is meesterlik. Hy doen sleight of hand. So eintlik wat hy doen is misdirection. So hy laat jou hier kyk en trek jou aandag hiernatoe terwyl hy hier besig is, so jy nie kan sien wat hy mee besig is nie. En ek dink dit is wanneer die gesprek van kult en op die tafel kom, want dit vat ons weg en gee vir ons 'n vooropgestelde idee. En dan kom ons nooit by die ware gesprek uit nie. En dis waar ons vanaand wil uitkom. Ons wil by die waarheid uit. Ons wil die gesprek regtig vanuit die woord van God uit trek en wat is belangrik vir ons om te weet. Maar as sodra ons kult hoor, dan raak ons bang en dan draai ons weg en dan het ons 'n vooropgestelde idee. En ek dink baie keer, weet, as ons twee mense 'n geskil het oor 'n saak en dit gaan oor hierdie verskil wat ons het. En die ander persoon sê vir jou, die rede hoekom jy met my verskil is omdat jy 'n rasis is. Ewe skielik word daai probleem eenkant geskuif en jy moet eers rasisme defend of jouself bewys om nie 'n rasis te hê nie voordat jy die gesprek kan hê. En ek dink dis baie keer hoe kult gebruik word. Dit word in die middel ingegooi. Dan gaan dit nie meer oor die saak nie. Dit gaan oor ek moet myself bewys as nie 'n kult nie en dan kom ons nooit by die waarheid uit nie. So hierdie gesprek vanaand, ons is baie opgewonde oor hom. Ons wil hom hê sonder enige vooropgestelde idees. Ek wil hê met alles wat binne in jou is of waarmee jy worstel eenkant toe skuif. En kom ons sit net die gesprek op die tafel. En kom ons hê hom oop en eerlik. God wil ons lei in alle waarheid. So saam met my hier om hierdie gesprek te hê, soos ouer gewoond het ons Zandrey Strydom, visieleier van Siam Collective. Is lekker om jou hier te hê vanaand, want ek dink dit is CIM is baie nie kollig as hierdie gesprek op die tafel kom en ek dink is belangrik as 'n visieleier vir jou om te kom sê, wat glo CIM? Ja. Dat nie omdat ons 'n kult genoem is, vorm ons vooropgestelde idees oor wat CIM is nie. Ja. En dan langs jou partner in this conversation is Niels Labeskagh. Baie welkom Niels, en ek dink jy bring ook baie diepte met jou van waar jy kom, jou kerk agtergrond. Dink ek dit is 'n gesonde tafel om te hê om hierdie wat ons het om hierdie gesprek te kan hê oor geloof and the defense of the faith. En ek sal dan wil wegspring hier, Zandrey. Wat is belangrik vir ons wanneer ons geloof praat? Wat is fundamenteel en waar sal ons moet wegspring voor ons enige woord sê oor geloof, of wat is reg of verkeerd? Waar spring ons weg? Weet jy, ek dink jy het nou verskriklik mooi begin. Jy het 'n baie mooi inleiding gehad. Ek dink die duiwel is soms baie slinks. Jy weet, die fokus raak teen iets as vir iets. En ek dink die wegspringpunt wanneer ons so 'n groot gesprek op die tafel neersit, moet wees by
nommer 1 God. Ja. En die outeur van hierdie boek, die droom wat God gehad het in sy hart, lank voor daar 'n houtkruis was. Die houtkruis het die droom wat in God se hart is, 'n realiteit weer kom maak. Kom herstel, ja. Onder 'n beter verbond, Ja. met beter beloftes, en dan sê die Bybel, eens en vir altyd volkome, vir die wat glo. Ja. Vir die wat glo, gebeur daar iets met hulle, en eens en vir altyd volkome, plaas God hulle in 'n nuwe verbond, met beter beloftes. Ja. Wat gegrond is op beter beloftes, nee, 'n sterker verbond, Ja. wat gegrond is op beter beloftes. So wanneer ons hierdie verskriklike groot gesprek op die tafel neersit, moet ons begin by God, en wat was die intensie in sy hart, toe hy begin skep het, want, ek gaan vir jou sê hoekom ek dit sê, Jake, ons gaan altyd verskil, en sorry, ek wil net ook dit sê, hier is 'n moeilike gesprek vir ons, om te hê, want ons is die minderheid. Ja. Daar word onmiddellik aanvaar die minderheid is aan die kultkant, Ja. of aan die verkeerde kant, of aan die waaghalsige kant, of aan die roekelose kant, of teenoor die meerderheid, en dis eintlik waar die woordjie kult vanaf kom. Ja. Baie mense, wanneer ons die woord sê kult, dink mense okult, nee, satanisties, demonies, duiwels. En ook baie kulte was baie okulties gelei. So dan onmiddellik as jy dis soos jy sê, jy gebruik die woord rasisme, dan val jy outomaties in apartheid in, en al die gedagtes En jy het soveel goed wat jy moet afbreek en jouself losmaak. Jy's onmiddellik op die verdediging. Ja, jy's op die agter. So as ons gaan kyk na die definisie van kult, in Google sal jy sien dat kult beteken iets wat nie volgens die hoofstroom gaan nie. Dis wat waar die woordjie kult inskuif. Ja. So dis 'n moeilike gesprek om te hê. Daarom is ek dankbaar vir so 'n platform, want wanneer jy die minderheid is jy amper klaar op verdediging. Ja. Nee, die meerderheid kan mos nie verkeerd wees nie. Ja. Maar as ons gaan kyk na die geskiedenis van hierdie Bybel, dan sien ons dat elke kort moet God met 'n minderheid, jy weet, daar's 'n sê ding in die kerk wat ons gebruik as pastore of dominees of mense wat predikante, wat sê ons, God does not count us, he weighs us. Ja. So vir God gaan dit nie oor kwantiteit nie. Kwantiteit het nog nooit die verskil gemaak wanneer God 'n werk doen van A na B nie. Dit was altyd kwaliteit. Daarom praat die woord ewen van uitverkiesing. Ja. Baie word geroep, min word uitverkies. So ons kan al klaar sien dat die meerderheid, of breed is die pad wat lei na die verderf. Ja. Smal en nou is die pad wat lei na die lewe toe. Ons kan al klaar sien dat Jesus vir ons baie duidelik sê dat die meerderheid is nie noodwendig, ek wil nie sê nie noodwendig nie, oor die algemeen nie reg nie. God werk altyd met 'n kleiner groep wat honger is en dors is en soekend is om sy werk te vat en daai volmaakte werk van Jesus Christus van Kairos seisoen tot Kairos seisoen kronologies in die aarde vorentoe te skuif. So as ons hierdie groot gesprek op die tafel neersit oor geloof en die verdediging van geloof, dan moet dit vir my begin, nommer 1 by God, wat die outeur is van hierdie boek, wat oor die hoeveel honderde mense of 40 verskillende mense gebruik het om 66 boeke bymekaar te sit. Spesifieke mense wat uitverkies was daarvoor, en dan natuurlik by die doelwit, want die intensie in God se hart, en hoekom hy mens gemaak het, en hoekom daar 'n houtkruis was, om mens uit Adam uit te haal en in Christus te plaas, want ons sal vir ewig stry oor wat sê hierdie boek, totdat ons nie die doelwit verstaan, met hoekom God die mens gemaak het, en hoekom hy vir ons hierdie boek gegee het, en hoekom daar soveel geloofshelde hulle lewens gegee het, vir die inhoud van hierdie boek, selfs Jesus, en gesê, daar kom 'n uur, daar kom 'n tyd, daar kom 'n dag nie. So al die geloofshelde, insluitende Jesus, het gesê, daar kom 'n uur, daar kom 'n dag, daar kom 'n tyd. En so ons moet heel eerste wegspring. As ons praat apologie, dan moet ons begin by God, wat die outeur is van hierdie boek, en die
purpose, ek hou van die Engelse woord purpose, Afrikaans is doelwit, die rede, die intensie, die dryf agter God se ontwerp het mens, nadat Adam geval het in sonde, Jesus Christus betaal het, almal word weergebore, en dan ontvang jy die gees van God, sodat God in en deur jou 'n werk kan doen. So, vir my is definitief die gesprek heel eers rakende geloof. Geloof is iets wat kom van God af, so dit moet gaan oor God, die verdediging van God en die intensies in sy hart. So, as ons praat van die intensies van God, het God sy intensies oor 'n sekere hoeveelheid jaar bekend gemaak in 'n spesifieke boek. So al plek, en my vraag is tweeledig. As jy God se boek lees, gaan dit oor interpretasie van daai boek, maar ook lê daar openbaring. Jy kan jy net werk op interpretasie of lê daar ook openbaring wat God gee aan 'n mens? Jake, wanneer ons die woordjie woord vat, dan moet ons verstaan, woord beskryf eintlik 3 verskillende dinamika. Nommer 1, logos. Wat staan swart op wit? Nou, hier het ons outomaties al klare probleem. Met watse weergawe werk ons nou? Sien, dank die Here, ons leef in 'n tyd waar my soort, u soort, gee vir ons die Hebreëse konkordansie en die Griekse konkordansie. Want die Bybel is geskryf in twee tale met numeriese waarde, Hebreëus en Grieks. So ons kan weer na die oorspronklike woorde gaan kyk, en dan volgens dit bepaal, watse weergawe van die Bybel lees ons die akkuraatste. Nou ek wil net gou dit noem, na my mening, is die New King James weergawe, eintlik die King James weergawe, New King James weergawe, en dan ons 3353 vertaling, van die mees akkuraatste vertalings wat bestaan. Volgens Hebreëus en Grieks, dan die tipe woordjie wat gebruik word. Verstaan jy? Want ons taal is arm. Die Hebreëse taal en die Griekse taal is ryk. Baie woorde kan die woordjie liefde, verskillende woorde is die woordjie liefde. Ons Bybel sê net liefde, maar daar's verskillende woorde vir liefde. So, nommer 1 is logos, swart op wit. Ek wil net vir jou dit verduidelik. As die Joodse seentjies voor hulle by hulle bar mitzwa sou kom, wat na hulle 12de verjaarsdag in hulle 13de lewensjaar sou plaasvind, gaan hulle deur 'n ritueel wat die bar mitzwa is, dan word hulle getoets oor hoe goed ken hulle verbond. Dan moet hulle die eerste 5 boeke, die Torah, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, moet hulle uit hulle kop uit kan ken. So, soos 'n papegaai, met ander woorde, letterlik die logos van die woord, die Lego blokkies, die swart op wit. Want as jy dit nie ken nie, is dit amper onmoontlik om rema te hê. Rema is openbaringskennis en interpretasie vermoëns en openbaringskennis. En dit lei jou uiteindelik na wat die Bybel sê, while it is called today, terwyl dit vandag is, laat ons nie ons hart verhard en nie hoor wat sê die Gees nie. So God se droom was nog altyd om 'n mensdom, om die mensdom wat nou ongelukkig geval het in Adam, wat hy weer herstel het. Hy het hulle gesalvation deur Jesus Christus. Hy het hulle weer teruggekoop, sodat hy hulle weer seuns van God kan maak, dat as ons almal dieselfde logos verstaan, en ons het dieselfde interpretasie en openbaringsvermoëns, kan God met ons praat vandag, en ons kan wat in die hemel vandag gespreek word, vandag in die aarde aksie. Dus niemand het al ooit God gesien nie. Die enigste manier om God wat onsigbaar is te openbaar, is 'n seun van God wat in die boesem van die Vader is, waar die woord lê, waar die woord broei, in die boesem van die Vader. Want aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord is God. Maar iemand moet daai woord vlees maak, sigbaar. Ons praat van die woordjie manifestation. 'n Mens moet dit kan manifesteer. Nou, die eerste mens het dit glad nie gedoen nie, want hy het geval in sonde. Maar die tweede mens se begin, Jesus Christus, wys al klaar vir ons, hy's nie sy eie woorde en sy eie werke nie. So sy werk was om as 'n aardse mens, terwyl hy in sy mensseisoen was, om die woord te openbaar, want as mense die heerlikheid van die woord aanskou het hulle die heerlikheid van God aanskou, soos in die eniggebore. Op daai stadium is Jesus die eniggebore van 'n saad of 'n soort. So en ek's bly jy noem hierdie, want by CIM is ons baie gefokus
om ons gemeente te bedien, en selfs al saai ons uit, is die uitsending vir die mense wat deel is van CIM, of al ingeskakel het, of wat graag belangstel of soekend is by CIM. Ek natuurlik verstaan mos nou baie goed as 'n predikant of as 'n leier, dat die Here het nie almal aan my toe vertrou nie. So ek kan nie vanaand pa staan vir almal daar buite nie. Ek wens ek kon sê almal daar buite luister my. Maar my verantwoordelikheid is om na die skape te luister wat die Here aan my toe vertrou het, en dan aan al die medeleraars wat ons by CIM het, wat ek toe vertrou met die kansel dat hulle moet preek. Ja. Of dit nou is by ons Sondag gemeentevisie, of dit is by die middelweekse gemeentevisie. Maar by CIM is ons baie gefokus om as 'n ambassade die ambassadeurs in Christus op te rig, sodat hulle progressief met openbaringskennis God se volmaakte werk van Jesus Christus kan oopsluit in hierdie aarde. Ons wil die hemelse werk in die aarde oopsluit. Ja. So ons kom nie elke Sondag by mekaar en praat teologie nie, of doktrine nie. So CIM kom nie elke Sondag by mekaar en sê, wat is ons teologie, of wat is ons doktrine nie, en dan laat dit geweldig baie ruimte vir ander mense om namens ons te praat en te sê, wat is ons doktrine en wat is ons teologie. En dis ook die doel van hierdie sessie, is sodat ons kan praat nie net oor kultus nie, maar ook kan praat oor Christus en die kerk, want ek dink dis waaroor die defense of faith moet daaroor gaan. Okay, so ek het nou 2 vrae hierdie, want ek dink jy het nou baie genoem, en ek wil gou praat oor ons geloof as seun, in die seun van God, en wat ons glo, maar voor dit, ek dink, in die begin het jy gesê, God het eens en vir altyd volkome 'n werk gedoen. Yes. Maar in hierdie gesprek praat jy met my en sê vir my, God is progressief. Ja? Nou, hier is waar mense vir baie keer ons of gesê dat ons sê God verander. Ja. Nou verduidelik vir my iets wat afgehandel is by die kruis en God wat progressief beweeg. Ek gaan dit vir jou so verduidelik. Ons moet deur God se oë kan kyk om die waarde van mensdom te verstaan. Nee. Elke liewe mens is deel van mensdom. Ja. En as ons na die Bybel kyk, is daar net 2 mensdomme. Die eerste mensdom kom uit die saad Adam uit. Ja. Adam was die eerste van daai soort. Die tweede mensdom kom uit Jesus Christus uit. Hy is die tweede mens, sê die Bybel, en middelaar tussen God en mensdom. So, nou dat God 'n prys betaal het aan die kruis, 'n volmaakte prys vir mensdom, eens en vir altyd volkome deur Jesus Christus, is dit nou jou voorreg om te kan kies, deur jou geloof, wil ek nog onder Adam en sy manier vasgevang wees, of wil ek oorskuif, pas oor deur die kruis, en deel word van die heerskappy wat God deur Jesus Christus weer aan mensdom toe vertrou, om God se droom soos wat dit is in die hemele, in die aarde in te bring. Daarom bid Jesus dit, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig weer word, en wat se raam? Die aardseën, die hemelseen is hy geheilig. Laat die wil geskied, en wat se raam? In die aardseën, nie die hemelseen nie. Hemelseen in God se naam word geheilig, en sy wil geskied. Laat die koninkryk, laat die heerskappy, daai woord basileia, laat die heerskappy van God weer in die aarde inkom. So, Jesus Christus het eens en vir altyd volkome daai werk betaal. Ja. Maar wie vat verantwoordelikheid om daai werk in elke liewe een van hierdie nuwe mensdom wat weergebore word, oop te sluit sodat daai wedergebore werk wat volmaak aan die regterhand van God sit, oopgesluit word in elke seun van God, so that nothing goes to waste, sodat die werk wat God voorbetaal het in die eerste van 'n soort, uiteindelik die aarde kan vul met sy heerlikheid. Want die heerlikheid is nou Christus in ons, sê die Bybel. So nou dat Christus in ons is en die heerlikheid van God is weer tot ons beskikking, hoe gaan God die aarde vul met sy heerlikheid as ons nie daai werk binne elke wedergebore kind van God oopsluit, of burger, en om hemelse burger, en om dan leer hoe 'n hemelse ambassadeur te wees, en 'n seun van God te wees nie. So, as ons sê eens en vir altyd volkome, die werk is betaal, vat die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, eienaarskap van daai volmaakte werk en daai oorwinning, wat God in elke wedergebore kind van God sit, en gaan sluit dit oop, sodat ons weer met die sleutels van die koninkryk in die aarde kan oopsluit,
wat in die hemel oopgesluit is en in die aarde kan toesluit wat in die hemel toegesluit is. Antwoord dit jou vraag? Ons noem dit opvoeding. Ja. Ja, Ons noem dit opvoeding en ek dink dis die Efesiërs 4 gesprek. ja, Opvoeding na 'n plek toe. ja. So, Sodat ons kom tot die eenheid van die geloof Reg. en die kennis van die Seun van Reg. God. Sien jy? So die werk is betaal, maar progressief word daai werk van mens tot mens tot mens oopgesluit, sodat daar 'n oes kan wees van die saadkorrel wat in die grond geval het en gesterf. Ja, baie soos toe God die Israeliete fisies uit Egipte uit verlos het, was daar nog steeds 'n werk wat progressief hulle na die belofte toe Ja, gevat het. 100%. en daar is dalk so 'n bietjie terug in die gesprek van net, maar daar is 'n verskriklik, ek sit dit bedink dit, verskriklike mooi voorbeeld van die logos. Ja. Hulle het gesit met die Torah, Ja. en die Torah het al die skadubeelde en die tipes bevat, wat uiteindelik Sou rema word. sou rema word. Die oomblik as jy die Gees Geestelike kry. openbaring bring. Ja, baie mooi. Ja. 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 Ja, so ek gaan jou nou vra vir die tweede gedeelte wat Zander oor praat en ek dink ons vlieg baie maal vinnig oor dit. Maar toe ek sê die Seun openbaar die Vader, die een wat in die boesem van die Vader is. Nou en ek dink hier's waar mense nou weer sê ons in die kultusgroep gooi, want hulle sê Jesus was die enigste Seun van God. Ja. En so ons praat nou maklik en ons sê Seun van God, maar wat is ons geloof ten opsigte van Seun van God in sy eie? Ja, is eenvoudig. Toe God die aarde geskep het, God se droom, se plan, God sou nooit die aarde geskep het sonder 'n seun van God aan wie hy die aarde sou toevertrou het. Dit sien ons pragtig uitspeel met Adam. Adam, wat Lukas noem in Lukas 3 vers 38, die seun van God in die geslagsregister. So Adam, die eerste seun van God, wat die beeld van God, die gelykenis van God, die heerlikheid van God oopsluit, gekroon met God se eer en heerlikheid. Wat die Vader sou openbaar, nes Jesus Christus, die Vader sou openbaar. Maar toe Adam val, dit skryf Paulus vir ons baie mooi in Romeine 3 vers 23. Toe Adam val, toe verloor hy die heerlikheid van God. En almal daarna. En almal Hy het God se het gees- gesondig. Hy het God se gees verloor. Reg. End of the story. Almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dit sou God net weer kon herstel deur die tweede Adam, Jesus Christus, en daai herstel sou presies weer dit doen. Dit sou weer ons en God met mekaar versoen, of God met ons, om dit mooi te sê, met mekaar versoen, sodat ons kan kom by Christus in ons, weer die hoop van die heerlikheid. Ja. So, God werk met 'n seun wat namens God 'n vaderlike rol speel in die opvoeding van sy seuns. Ja. Want as Adam sy werk reg gedoen het, het Adam al sy seuns opgevoed in die Vader se heerlikheid. Adam sou in die boesem van die Vader. Korrek. Hy was. Selfde Ja, begrip. hy was. Dit was Selfde begrip. Dit was waar Adam was. Ja. Jy kan net vanuit die boesem van die Vader uit die woord van God openbaar en vlees maak. Ja. So toe die duiwel Sy geestelike posisie. Ja, so die konsep, die bloudruk waarmee God werk, Jake, is 'n Vader en 'n Seun en die Gees van God wat tussen hierdie twee hemelse en aardse wesens funksioneer. Ja. Sodat ons met dieselfde siel kan werk. Nee, God het op die mens gaan lê, hy het in hom geblaas sy gees en die Bybel sê and man became a living soul, a living being. Daai woordjie vir being is 'n lewende siel. Ja. So jy kan sien dat die mens se siel was nooit gemaak om sonder God se gees te funksioneer nie. Nooit. Dan word jy jou eie God. Ja. So die konsep waarmee God werk in twee geslagsregisters is 'n Vader en 'n Seun konsep. Ja. En die Gees van God wat binne in die Seun van God woonagtig is om die Vader en die Seun met mekaar te bind, sodat God kan uit die hemel uit toegang hê na die aarde toe en die Seun kan toegang hê uit die aarde uit na die hemele toe. Ja. Ongelukkig val daai plan. Daai plan val in sonde. Ja. En daai saad, daai spesie kan nooit weer seun van God status bereik nie. Is onmoontlik. Toe kom Jesus Christus. En Jesus Christus word die weg en die waarheid en die lewe na die Vader toe. So toe Jesus Christus betaal en hy haal mensdom, as een gesterf het, het almal gesterf, sê 2 Korintiërs 5. So toe Jesus Christus sterf en hy sê dis volbring,
toe kanselleer God Adam. Soos hy betaal sy vleis, Ja. sonde kom op hom vir al die Adam-werk. Ja. En toe op die oggend van die 3de dag, toe staan hy in sy verheerlikte menstoestand op, om te wys dat God het nou oorgeskuif van waar hy altyd met 'n Adam mensdom moes werk. Werk God nou met Christus en hierdie saad, wat weer 'n mensdom sou word. Ja. So nou, Jesus wys vir ons dat die Seun van God is in die boesem van die Vader, omdat hy met God se gees een is met God. So nou, deur God se gees, is hy nie sy eie woorde of sy eie werke nie. Jesus het onbeskryflike groot woorde en werke kom spreek, as die mense hom bevraagteken het daaroor, wat progressief was, nê? Jesus het nie net gepraat eers van sy tyd nie, Jesus het gesê, wag, die tempel gaan afgebreek word en op die 3de dag herbou word, en toe sê hy, daar gaan 'n dag, 'n uur kom, wat God weer uiteindelik sy dag en sy werk gaan aktiveer, wat hom weer in sy rus gaan invat. En daaroor kan ons baie praat, maar toe Jesus as seun van God, wys weer vir ons, dat die seun is in die boesem van die Vader, en niemand kan die Vader sien nie, 'n seun van God moet hom openbaar. Nou vra jy vir Niels, waar kom ons aan hierdie leer van, dat, jy weet, wat is ons geloof oor seun van God? Wil ek sê, vir die kykers gaan lees die Bybel. Toe Jesus, Matteus, Markus, Lukas en Johannes is nog nie Nuwe Testament nie. Matteus, Markus, Lukas en Johannes is een Nuwe Testament persoon wat in die koninkryk van God is, wat onder die Ou Testament is, wat eintlik nou begin 'n pad baan, sodat daar 'n Nuwe Testament of 'n nuwe verbond kan kom. Onthou, Jesus sê dis volbring. Dis dit nie Nuwe Testament nie, dis die vervulling van die Ou Testament. Die Nuwe Testament het gekom van die oggend van die 3de dag af. Nee, daarom praat Paulus ook, omdat hy die 3de dag opgestaan het, is daar 'n 3de dag van opstanding. Waaroor ons ook baie te sê het, maar dan dink mense nee, kyk, nou raak ou koekoes, nee. Maar so nou begin na Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Soos Jesus gesê het, as die saadkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit alleen. Nou wil die duiwel wragtig weer deur lering en doktrine die een seun van God net een hou. Soos wat hy hierdie een seun van God net een gehou het. So nou word Vader, Seun en Heilige Gees, wat nêrens staan as 'n teologie nie. Nou word dit 'n teologie en 'n doktrine, terwyl dit 'n IP is. Dis 'n intellectual property. Toe hierdie saadkorrel in die grond val en sterf, toe bring dit 'n oes voort. So wat is die eerste ding wat met iemand gebeur, Jake, as hy weergebore word? God se gees. God kom, blaas sy gees in hom in, sodat mens weer 'n lewendige siel kan word. Jesus sê dit. What will a man give in exchange for his soul? Sien, want hulle wat hulle siele kan exchange van Adam na Christus toe, kan uiteindelik werk weer met die koninkryk van God. So, nou begin ons lees, van Handelinge af. Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, seuns van God, seuns van God, seuns van God, seuns van God, Hebreërs gaan nog verder, seuns van heerlikheid. Jy weet, toe Jesus opstaan uit die dood, toe sê hy vir Maria, moenie my vat nie, ek moet my plek gaan inneem as aan die regterhand. Adam was altyd die regterhand, en dit het vir God nie 'n arm gegee in die aarde nie. Ek gaan my plekkie inneem en ek gaan vir hulle intree, dat hulle almal hierdie kan verteenwoordig. Gaan na hulle toe, gaan na my broers toe, nie disippels nie, broers, en sê vir hulle, ek vaar op na my God, wat ook nou hulle God is, en my Vader, wat ook nou hulle Vader is, nee. Johannes 17 sê dit so mooi, waar Jesus sê, sodat hulle kan weet dat hy my gestuur het, en hulle lief het, net soos hy my lief het. Nou as Jesus die enigste, apart, uniek, anders, hoekom sal Jesus sê dat God het ons lief, net soos hy Jesus Christus lief het? Hoekom sal Jesus sê, Vader, dieselfde eerlikheid wat hy my gegee het, gee ek nou vir hulle? Hy sê nie, ek sit aan die regterhand, waar ek die heerlikheid vanaf administreer nie, want hulle sal nooit my heerlikheid hê nie, want hulle is onder my nie. Nee, want sy werk is volmaak. So nou wanneer ek glo, sê die Bybel, die woord is nou naby my.
in my hart en op my mond. En dis wat God wou hê. Nog seuns waar die woord is in hulle hart en op hulle mond, dat as hulle spreek, manifesteer hulle vir God. Ons kan die onsigbare God weer sigbaar maak, want nou is daar baie seuns in die boesem van die Vader. Ja. Dis incredible, want as jy dink daaraan dat as ons kyk net na God se intensie weer, as ons by die regte wegspringplek kom, Genesis 1 wat hy gedroom het was sy opdrag aan Adam, bewoon, bewerk en vermeerder. Wat? Mens. Seuns van die God. heerlikheid van God, seuns van God. 100%. So as Adam dan nou nie meer daar was nie, sou daar net seuns van God, en meer seuns van God gewees het, want dis die plan wat hy moes herstel het, was om die seun van God plan te red. As Adam en Eva vir Kain gehad het, voor hulle geval het, was Kain seun van God. Maar ongelukkig is hy klaargebore in sonde. Sien, en dis die probleem. Nou word sondaars weer gebore, maar hulle kom nie uit die mindset van minderwaardigheid uit nie, so die duiwel hou aan wen. Terwyl Jesus Christus ons spieelbeeld is, sê die Bybel, Jesus is die spieël waarna ons kyk, en nou dat ons verander na dieselfde beeld toe, hoekom sal die Bybel dit sê, as ons nie kan verander na dieselfde beeld toe nie? Wie doen dit? Die Gees doen dit. Die Gees lei ons na dieselfde beeld toe, want ons is almal nou seuns. Hy is die ouer boetie van baie seuns van God. Ja, baie mooi. Hebreërs skryf, hy is nie skaam om ons sy broer te noem. Sy broers te noem nie, want ons is almal uit een Vader. Maar hierdie is 'n baie mooi gesprek, want waar ons dan nou nog mekaar ontmoet en sê, okay, ons is almal seuns van God, maar ons is dan 'n bietjie minder as Jesus Christus. Is dit my net weer mooi, daai Matteus, Johannes 17 vers 22, dieselfde heerlikheid wat U my gegee het, ek hulle gegee het. Dan dink ek aan Kolossense 1:27, Christus in my, die hoop van heerlikheid. So met ander woorde, dit wat binne in Jesus was, daai heerlikheid is nou binne in elke seun van God. Daarom ek wil dit versigtig sê. En dis hoe God die aarde moet vul met sy heerlikheid. Natuurlijk. Dit het God gesweer, né? Laat ons dit net daai skrif baie mooi neersit in Numeri 14:21. So waar as wat ek leef, die aarde sal met die heerlikheid van die Here gevul word. So, want dis wat God wou doen in die begin. Dit was Dawid se woorde in Psalm 8. Wat was die mens? God het hom gekroon met sy eer en sy heerlikheid. Maar hy het gesondig en het verloor. Maar dis herstel in Jesus Christus. Verskriklik belangrik. Daarom, hier's nou die sleutel. En ek wil dit versigtig sê. Is die kruis genoeg? Nee, ons moet opvoeding bysit. Want as ons nie gaan verstaan wat was die doel van die kruis nie, en ons maak die doel van die kruis net, ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is 'n kind van God, halleluja, dan skep ons baie spasie vir baie vreemde interpretasies, en daarmee sit ons hande vol in godsdienstige argumente. So die opvoeding moet nou kom, want Paulus sê dit baie mooi. Ek wil weer terug aan na skrif wat ons baie quoteer hier, en dis Galasiërs 4 vers 1. My siel moet verander. Hy sê die erfgenaam, solank hy 'n kind bly, verskil hy niks van dit wat 'n slaaf is nie. So met ander woorde, ek verskil niks van dit wat nog nie 'n kind van God is nie. Al is hy heer van alles, maar hy is onder voogde en tutors en governors, né? Wat jy moet opvoed. Daai opvoeding moet my nou begin identiteit gee. Sodat ek vanuit my verstaan wie ek is, kan opgroei. En daai dek nou die tafel vir wie is ek? Maar ek wil net so sê, Jake, as ons groot gesprek wat aan kan volg. As ons weer eens, ons moet praat, heel eerste praat, en dis wat ons nou doen in hierdie gesprek, né? Ons praat oor God, belangrik, sy droom met seuns van God. Nou, seuns van God moet 'n begin hê. Iemand moes die eerste een wees. Of course, nee, so daar's Adam en daar's Jesus Christus. En dan moet ons praat oor doelwit, purpose, nee. Die doelwit van God en hierdie seun en seuns van God, om die hemel en die aarde een te maak, dat soos dit is in die hemel is, so ook in die aarde kan wees. Daarvoor het ons baie skrif. Moet ons net weer die doelwit op die tafel neersit, want as ons geloof, as
as die fundamentele beskerming van geloof is, Ja. dat daar net een seun van God is, Ja. dan gaan ons altyd verdedig die een seun van God. Ja. Ja. En wat ook interessant is, want dit sê seun van God, nie God die seun nie. Ek weet ook nie hoe dit verander van seun van God na God die seun nie. Want jy sien, dit was klaar daai doelwit, want die doelwit vir die hoofstroom, ons het nou gepraat van hoofstroom, as jy nie volgens die hoofstroom gaan nie, dan word jy nou iets anders genoem, nee. Die hoofstroom glo, God het mens geword, betaal, sodat ons almal kan saligheid kry wat redding is en hemel toe gaan. Ja. Dit is wat Dis die die hoofstroom glo. So hulle verdedig dit, as hulle praat apologie, dan verdedig hulle daai geloof. Ja. Maar daai geloof help nie God se geloof nie. Ja. 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 Verstaan jy? Ja. Dit help die geloof wat aan ons oorgelewer is, soos wat Hindoeïsme oorgelewer is, Ja. en Boeddhisme oorgelewer is, en Islam oorgelewer is, want, en ek gaan vir jou sê hoekom ek dit sê, want ek kan nou net sien, baie mense verloor het aan die ander kant van die skerm, want daai geloof se einddoel is afterlife. Wat gebeur hierna? Ja. Ja. Hierna gaan ons Hierdie almal- maak nie saak nie, daarna. 100%. So dis hoekom die mense nie met kwaad raak as ek dit sê nie, want ongelukkig het daar ook 'n hiernamaals geloof Ja. by ons Christendom ingekom. Ja. Wat ek glo die duiwel se manier was om die krag uit God se kerk uit te steel, om die hemele aarde toe te bring, wat eintlik God se droom is. God se geloof kom Jesus nadat hy uit die wildernis uitkom en hy kondig dit aan. Jesus kondig God se geloof aan. Bekeer julle, want die koninkryk van God het weer naby gekom. Met ander woorde, die koninkryk wat soos dit is in die hemele, moet nou weer aarde toe kom. Laat dit ook so is in hierdie aardse dimensie. Ja. So as die hoofstroom geloof is, dat God het mens geword en gaan sterf, sodat almal wat dan glo, saligheid kan kry, en saligheid is afterlife, dan preek ons weer teen die Bybel, want die Bybel preek nie afterlife nie. Ja. Die Bybel preek eternal life. Die Bybel preek ewige lewe. En Johannes 17 sê, dat nou dat Jesus betaal en homself gaan wy aan die kruis, wy hy ons aan waarheid, sodat die ewige lewe ook nou ons erfdeel kan word. En wat is die ewige lewe? Dat hulle U as die enige waaragtige God ken, en die Here Jesus Christus. Want voorheen het ons nie die enige waaragtige God geken nie, en ons het ook nie vir Adam geken nie. Adam het ons nie kenbaar gemaak as 'n spesie nie. Verstaan jy, Jesus Christus maak ons weer 'n standaard van 'n spesie, wat weer vir God ken, en hierdie is hoekom ek sê, ons Christen geloof die enigste waaragtige geloof is, want ons geloof is die enigste geloof wat bestaan, waar ons God sy koningsheerskappy, soos dit is in die hemele, deel met mensdom, om ook in die aarde in te kry. Ja. So as die doel op die tafel is, dat ons God het 'n baie groot prys betaal om ons te skuif van 'n seun van God na 'n ander seun van God. Adam was die hoof van 'n liggaam. Adam. Jesus Christus is die hoof van 'n liggaam. Hierdie hoof het die hele liggaam wat is korrupsie uit hom verwoes. Dit het verval. Hierdie hoof was gehoorsaam. En nou kan ons almal seuns van God wees, seuns met God se heerlikheid. So, kom ons praat dit gou volmaakte werk. Dan is volmaakte werk mos iets wat hy eens en vir altyd volkome betaal het, wat ons nou moet oopsluit in almal, sodat die aarde gevul kan word met God se heerlikheid. Want die doel is nie afterlife nie. Die doel is ewige lewe, en dis wat salvation beteken. Salvation beteken to be set free
from the molestation of the enemy. Nou, hoe molesteer die vyand ons? Deur ander denke. Ja. Dat ons nie kan heers met God se heerlikheid nie. Maar weet jy wat is my ironies? Sorry, ek raak baie opgewonde. Ja, Dit is net so dit was nou amazing. mooi Ja, gesê. maar toe jy dit nou verduidelik, Baie dit is mooi my so gesê. ironies, want ek dink een van die punte wat hulle 'n kultus beskryf is om te sê hulle trek jou in met baie liefde en dan manipuleer hulle jou met vrees. Ja. Is dit nie tog wat die hoofstroom godsdiens doen nie, is hulle trek jou in met die liefde en die werk wat Jesus gedoen, maar dan manipuleer hulle jou met die hel wat jy eendag in gaan brand, en as jy nie iets doen nie, dan gaan jy nie hemel toe gaan nie. En dan dis manipulasie deur die vrees. Dit die hele konsep van wat hoe hulle kultus beskryf, lê eintlik binne in hoofstroom wat ons mee groot geword het. Vrees en liefde, hierdie twee wat nie mekaar veg. Almal wat lief is vir Jesus, Ja. kom ons kom by mekaar, kom ons bespreek wat die kultusse doen en uit vrees uit vir die kultusse. Pas op, moenie gaan luister nie, moenie eers vra nie. Onthou, hulle ken hulle Bybel beter as wat jy jou Bybel ken. Jy weet, verstaan jy? So weer eens, dit is daai liefde en vrees tipe manier van benadering. Ja. Terwyl CIM is oop. Enige persoon kan nie inkom en kom kyk. So ek voel net enige ander instansie kan nie namens ons praat nie. En ek wil net ook iets sê, dis verskriklik onregverdig en grens aan wreed om 'n preek te vat, een sin uit te sny en te sê kyk wat preek hierdie ouens. Ja. Buite konteks. Maar dit is dis wreed. ons is so geleer om die Bybel so te lees. Ja, Ons het yskas skryf, jy sê net een ding, maar ons het nie die res van die 'n koringkorrel. Ja, en dan sit ons op. Dit is hoe ons geleer dis so. het. Maar Niels het nou iets genoem van opvoeding en ek wil gou daarby stil staan, want dit is ook 'n ding wat baie keer gegooi word. Die opregtheid van opvoeding en hierdie verstaan van dat ons moet mense opvoed in hierdie Christus, die kennis van Christus. Maar wanneer mense ons verduidelik, noem hulle dit ons breinspoel die mense. En so hoe klassifiseer jy tussen opvoeding en breinspoele? Maar Jake, dis weer 'n term om weer 'n vrees te gee. Om weer 'n vrees te gee, om weer te waarsku, om weer apologeties te probeer wees, om jou geloof of jou oortuiging te beskerm. So, jy weet, ons kan, as jy 'n kar wil koop, kan jy of een kar sleg maak, of jy gaan 'n ander kar goed maak. Ja. Baie keer het jy die wonderlike kar, maar oor 'n paar jaar dan voel jy, kyk, jy wil nou daai kar koop en dan maak jy jou eie kar sleg want jy wil nou daai kar koop. Ja. Die punt wat ek wil maak is, op die einde van die dag, wat belangrik is, iewerster, en net toe jy praat oor die geloof, ek val my nou in die rede. Ons moet eers uitvind, wat is God se geloof? Ja. Voordat ons 'n geloof kan hê. Dis die En dan moet ons dis die geloof. opgevoed word in daai geloof. Ons moet in daai geloof opgevoed Die word. rede hoekom ek jou vra, want Paulus skryf dit, do not be conformed to this world, Adam, Ja, but be transformed by the renewal of your mind. reg. Jy moet jou gedagtes en jou denke bekeer na dit wat waarheid toe is. So as jy by 'n plek kom wat opvoeding gee, is eintlik 'n gesonde plek. vir 100%. Maar ons het weer dit 'n breinspoeling ding gemaak. Want weet jy hoekom is dit belangrik wat jy sê? Want dan kry 'n persoon regtig 'n kans om self 'n besluit te maak. Ja. So nou het baie van ons net besluite gemaak bloot op hoe ons paas en ons maas ons groot gemaak het. Ek het dit laas gesê, baie mense se paas en maas onterf jou as jy groot gedoop word, want volgens oorlewering het hulle net geglo in die klein doop. Ja. Nee, jy verstaan Ja. nie. So terwyl die Bybel, ek wil net gou dit sê, die Bybel nie een van daai twee woorde noem nie. Ja, Klein doop of groot doop nie. Ja. So dit praat van die doop van die gelowige. So wanneer ek tot geloof gekom het, het ek myself laat doop. Ek het gegaan en gesê ek glo, daarom wil ek gedoop word, Ja. nê? Soos Jesus. Ja. Maar Niels sê dit 100% reg. Dis weer vrees. Wanneer ek die verantwoordelikheid vat om die skape wat aan my toevertrou is. Ek gaan sukkel nie met die skape wat aan ander mense toevertrou is nie. Die Here het aan my 'n klomp skape toevertrou en is my verantwoordelikheid om eendag voor God te staan en te sê wat het ek hulle geleer? En wanneer ek hulle opvoed of ons hulle opvoed saam met ons as 'n span, dan kan ons hulle die keuse gee om self te besluit. Ja. Wat is die geloof wat hulle gekies het al van so groot af? Want ek wil net gou nog iets sê, Jake. Die oomblik as die mense sê kultus, dan word daar dadelik gesê ons preek 'n ander Jesus of 'n ander Here. Ja. Nou dis hoekom ek ook hierdie sessie wou gehad het. Want dit kan nie verder wees van die waarheid af nie. Ek preek die Here Jesus Christus soos hy hier staan. Nie soos wat ons aanneem of oorgelewer is aan ons vertel word nie.
So Jesus Christus het weer heerskap, koningskap en opgeneem nadat hy die Passover betaal het tussen Adam en Christus. So Jesus het mensdom uit Adam uit gaan haal en hulle in 'n nuwe saad geplaas en hierdie nuwe saad is die saad wat uiteindelik nou weer mensdom die antwoord is vir mensdom en eintlik die antwoord is dat God die aarde kan vul met sy heerlikheid. Ja. Nou Jesus is onlosmaakbaar. Ondubbelsinnig wil ek dit vanaand baie duidelik stel. Beide Here en Christus oor hierdie hele liggaam. Ja. Maar omdat hy dit is, het hy weer iets herstel in hierdie liggaam. Nou dis wat CIM glo en preek. Ja. So, daar is geen Christus liggaam sonder dat Jesus die Here en die Christus is van hierdie liggaam nie. Ja. Maar omdat hy dit is, omdat die saadkorrel in die grond geval het en gesterf het en hy het opgestaan, ewe skielik almal wat in hom glo, word almal uit dieselfde saad uit weergebore en dan herstel heerskap. Ja. Onthou net gegaan hè, Adam het heerskap prysgegee. Ja. So as Adam nie heerskap prysgegee het en geval het nie, sou Kain, Abel, Set, almal sou hulle sou heerskap gehad het in hulle identiteit. Maar omdat ons woordjies confuse, verstaan ons nie die verskil tussen aardse autoriteite en hemelse autoriteite nie. Ons verstaan nie mooi dat alhoewel Jesus die Here en die Christus is van hierdie nuwe mensdom nie, sit hy nog steeds net aan die regterhand van die koning van die heelal en die koning van hemel en aarde. Ja. So Jesus Christus is die koning oor die konings van die aarde. Hy's die Here oor die heres van die aarde. Ja. Want dis daai saad en daai spesie wat uit hom uitkom. Maar hy's nog steeds net die regterhand van die koning van die heelal en die koning van hemel en aarde. So mense word nie konings oor die hemel nie. God is die Yahweh, Jehovah. Hy is die koning van die hemel en die aarde. Maar omdat Jesus Christus nou as Here en Christus aan sy regterhand sit, almal wat glo word nou seuns van God in Christus. Dit beteken heerskap herstel nou in hulle almal. Dit beteken dat God wat koning en Here is van die hemele, kan nou deur sy regterhand, wat die weg en die waarheid in die lewe is, weer al hierdie mense heerskappy gee en in Christus wees herstel. Jy verstaan wat ek vir jou sê. Kan ek net asseblief gou 'n skriffie lees? Ek wil vir ons lees hierso uit Efesiërs 4. Hoor hoe mooi is hierdie skrif in Efesiërs 4. Hy sê hierso, hoor nou, hoe onderskei hy Jesus en Christus? Want jy sien, nog een van daai dinge is, Jesus en Christus is een ding, en dis God. So, ewe skielik is al hierdie dinamika wat ons moet verstaan, Die dieptes van wat God van ons wil, van ons wil openbaar. is alles net saamgegooi. Nee, hoor nou hoe mooi sê hy so in Efesiërs 4, dan sê hy so, hy sê, dit sê ek en betuig ek dan in die, miskien moet ek hom dalk net so 'n bietjie vroeër optel. Hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges, ons het iets geword deur die kruis, kan jy sien, heiliges, toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Nou kan ek nie net meer Christus koppel net aan Jesus nie, want daar's nou 'n liggaam van Christus. Is ek korrek? Nee, ek weet nie staan nie. Hy sê, totdat ons almal, wat nou hierdie liggaam is van Christus, kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God, want ons almal het nou seun van God geword. Hierdie hele liggaam is nou seun van God, seuns van God. As die hoof van hierdie liggaam seuns van God is almal seuns van God. As die hoof van Adam sondaars was, dan's almal sondaars. Exactly, okay. Nou sê hy so, totdat ons kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ons moet almal kom tot die volle mate van die grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger word, heen en weer gedryf word deur elke wind van lering nie, deur die bedrieërye van mense, deur sleeheid en listigheid tot dwaling te bring nie, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag,
en alles sou opgroei. Dankie Niels, ons moet groei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Nou sien ons, Christus is die hoof. So is dit nou Jesus wat Christus is. Ja, Jesus wat uit die doopbad uitgekom het, moes geleer het vir 3 jaar wat Christus is, wat Christus wees behels, en toe hy volmaaktheid bereik het, sê Hebreërs 5, het hy die bewerker geword van ewige saligheid, sodat almal dit kan word. Nee, maar hoor nou hier, hy sê, hy het weer die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind word. Deur die ondersteuning van elke lid gee homself volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. Dit sê ek en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in hulle verstand en vervreemd is van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het, hoor nou mooi, julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom, Christus, gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. So Jesus het vir ons as mens die eerste keer Christus as 'n seun van God kom openbaar. Nou leer ons in Jesus hoe lyk 'n seun van God, want Adam het ons nie geleer nie. Nou sit Jesus Christus aan die regterhand, en elkeen van ons wat in hom glo, wat met ons mond bely dat hy die Here is, en met ons hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, word ook in Christus weergebore, sodat ons kan opgroei om ook Christus te leer ken, soos wat Jesus ons Christus geleer het. Want 'n Christus, seun van God, moet nou weer in die boesem van die Vader wees, om die woord van God te manifesteer, vlees te maak. Jy sien nou, ewe skielik gooi ons nie net alles mee by mekaar nie. Elke ding het sy plekkie, sodat, soos Niels het gesê het, dat ons kan identiteit hê. Ja, en dis hoe God geskep het. Elke ding het sy plek gehad. Ons kan nie net goed by mekaar gooi en dit iets anders noem. Jake, en elke liggaamsdeel het sy plekkie, wat moet, as ons groot word, volwasse word, sy plek in die liggaam van Christus inneem. Maar dan om terug te kom na jou vraag toe, oor breinspoel. Hy het my nou so gepraat, ek het skoon my vraag vergeet. Ja. Breinspoel. Oor breinspoel. Ja. My vraag is, as ons dan iemand onderrig in die waarheid van die woord van God, en vir iemand sê, hou gou vas, kom ons kyk wat sê die woord van God, en ek leer daai persoon, soos Efesiërs 4 het nou gesê het, dan is ek besig om daai persoon te help om saligheid te kry. Wat gebeur? Sy brein, sy denke vernuwe en verander. Sy brein skakel in by die volmaakte werk van Jesus Christus. Jy sien, ewe skielik daai volmaakte werk wat in hom is, skuif nou na sy brein toe, sy hart en sy brein, en dan begin dit hierso aksie neem. Maar dit is hoe fyn die vyand werk. Hy gee dit 'n ander naam. Breinspoel. Ja, want dit is gevaarlik. Nou sê vir jou kind, ek wil graag my kind na daai skool toe stuur, dan sê die mense, nee, hulle breinspoel jou kind af. Gaan jou kind so toe stuur? Nee, gaan nie. Net omdat jou geloof nie dieselfde is as daai nie. Ek het Pinkster groot geword. Ek het liedjies geleer. Wat ek vandag weet, it was wrong. Ek het hulle daai tyd gesing. Ek het net hemel gesing, ek wou net hemel toe gaan, ek wou doodgaan dat ek kan hemel toe gaan, toe ek so oud. Ek het vir my pa gesê, hoekom is jy in die hemel? Hy sê, jy moet doodgaan. Ek sê, wanneer kan ek doodgaan? Want ek wil by liewe Jesus uitkom. Ek was gebreinspoel, met 'n teleurstelling. Was dit bose effek van mense wat dit moet boosheid? Nee, my pa het my mooi groot gemaak. Dis wat hulle geglo het. Nou mag ek nie my geloof die oomblik as ek nou hierdie vir jou so lees, word onmiddellik gesê, julle verdraai die skrif. So op enige plek waar jy praat of 'n verduideliking gee, kom hy gevaar en vrees in. Pas op. Jy's rastig. Of hier's 'n ander een. Die oomblik as ek iemand wil help, hierdie leier is te betrokke. Hierdie leierskap is te betrokke. Jy verstaan. Ek dink daar's 'n paar van, ek dink ek gaan dit in die volgende sessie hanteer, bietjie oor leierskap en God en hoe hy spesifieke mense kies om 'n werk te doen. Maar ons gaan daar praat die volgende. Ek wil graag afsluit met hierdie vraag, want ons is nou al daar by ons tyd, want ons gesels so lekker. Wat glo ons, en ek sien die gesprek is nou baie in die
kerkgesprekke oor die tweede koms van Christus. Wat glo CIM ten opsigte van die tweede koms van Christus? Dit is 'n uitstekende vraag. Ek dink seer sekerlik die heel belangrikste vraag wat gevra moet word en wat 10-10-1 lei na eindtye en wegraping en al daai goeie. Ja. Saam met hierdie vraag kom 'n klomp vrae. goed, Nee, wat met alle respek, ek wil net dit sê, Jake, my ondervinding met kerk, en ek sê dit nie ligtelik nie, want dis waarvoor God my geroep het. God het my geroep om 'n apostel te wees van die Here Jesus Christus. Ja. Jy weet, baie mense gooi profetiese woorde of manifestasies wat al in my lewe plaasgevind het rond, asof ek sê dit of ek sê dit. Ek wil dit vanaand ook baie duidelik sê. In my funksie is ek aangestel as 'n profetiese apostel van die Here Jesus Christus vir sy kerk. So ek wil dit net duidelik stel. Kyk, en dis al wat ek wil wees. Dis al wat ek nog altyd wou wees. Ja. So omdat God my geroep het vir die kerk, my ondervinding met die kerk Ja. is dat ons nie die kwessie van geloof op die tafel neersit nie. Want die oomblik as ons dit neersit, word wie ook al dit neersit, te vinnig geklassifiseer as 'n kultus. En dan moet ons kultusmure afbreek of vra-antwoord of fight, soos wat iemand rasisme fight. Eerder as wat dit gaan oor die kwessie van geloof. Nou, omdat ons nie kan praat oor geloof nie, is die kerk vol bygelowe. Ja. Wat nou weer gaan na wegraping Ja. en eindtye en nou hier maak ons Pandora's boks oop, want nou elke ou is, kan jy nou net imagine as jy na onervare en onvolwasse mense, 'n onvolwasse en onervare kerk toe gaan, kerk, ek praat van kerk in Hebreë, nie spesifieke denominaties, en jy gooi 'n titel of 'n onderwerp op die tafel, wat gaan als daar uitkom? So jy moet die fundamentele dinge van die geloof kan bank en agter die rug hê en dit verstaan en dit kan glo. Jy moet kan pas staan vir jou geloof. Ja. Wat vir my interessant is, want die goed waarvoor mense nou pas staan glad nie in die Bybel nie. Ja. En dan word dit geregverdig. Ja, maar onthou, al staan dit nie in die Bybel nie, daai boek sê, Dit is nie geïnspireer deur God. so die oomblik as jy geloof, God se geloof, jy het dit nou gesê, wat glo God, op die tafel neersit, is dit onmiddellike kult draai. Dan begin dit gaan oor bygelowe. Nou praat ons oor bygelowe. So dis so lekker om hierdie sessie te hê, dat ons kan praat oor die geloof, want ek dink sekerlik een van die belangrikste vrae om te vra, is die koms van Christus. Ja. Want, ek wil jou terugbring na die begin toe. Wat is God se droom? Hy wil die aarde vul met sy heerlikheid. Belangrik. En die manier hoe God die aarde gaan vul met sy heerlikheid, is deur die koms van Christus. Ja. Want die koms van Adam het dit nie bereik nie. Die koms van Adam, die saad, die spesie, die mensdom, Adam, kon nie die aarde vul met God se heerlikheid En nie. ons kan dit sien om ons. Kon nie die aarde aantrek met die hemele nie. Mens kon nie God aantrek nie, die aarde kon nie die hemel aantrek nie. So die hemel bly onsigbaar, God bly onsigbaar. Uiteindelik betaal Jesus Christus die prys om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde in die moontlik te maak, moontlik te maak, ja. So nou die Bybel sê alles wat gebeur, doen God eers natuurlik, daarna geestelik. Ja. So die koms van Christus het begin natuurlik deur Jesus Christus, wat die offer betaal het, eens en vir altyd volkome vir Adam, en ook die verbond wat God net met die Jode gehad het, om uiteindelik van die oggend van die 3de dag af 'n nuwe verbond moontlik te maak vir almal wat sou glo, Jood of Griek. God sou nou vir homself 'n nuwe geestelike volk bou. En daai volk is die koms van Christus. Ja. Want hulle moet uit Adam uitgehaal word, deur die kruis gevat word en in Christus geplaas word. Nou die koms van Christus het twee baie merkwaardige tye. Die eerste een was Jesus se tyd, die natuurlike tyd. En Niels kan my help hierso. 2 Korintiërs 5 sê, vers 14 sê, die liefde van Christus. Onthou, God wil nou die aarde vul met sy heerlikheid. Die enigste manier hoe God die aarde kan vul met sy heerlikheid, is om die aarde te vul met Christus. Ja. Hierdie saad, hierdie spesie, waarvan Jesus Christus die eerste is en die standaard bepaal, want hy is die hoof.
Hy moet die standaard bepaal. Hy sit aan die regterhand sodat hy die standaard van hierdie spesie kan bepaal. En Jesus het definitief nie betaal sodat daar 53,000 verskillende denominasies moet wees nie. So hy moet die standaard bepaal. Hy is die regterhand van God. Hy was die koms van Christus in die natuurlike. 2 Korintiërs 5 vers 14 sê, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die kennis gekom het, dat as een van hulle gesterf het, almal gesterf het. Ja. En hy het vir hulle gesterf, sodat die wat nou lewe, wat weergebore word, nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en uit die dood uit opgewek is. Want voorheen het ons vir Adam geleef, ons het agter Adam aangeloop. Nou moet ons agter die nuwe Adam aanloop. Nou sê 2 Korintiërs 5 vers 16, al het ons vroeër vir Christus na die vlees geken, ons ken hom nou nie meer so nie. Ons ken nou Christus na die gees. Elkeen wat in Christus is. Ja. So kom ek kom nou profeties terug na wat jy vra. Jesus het gesterf in die 4de dag. As ons die dag van, as ons Petrus se profesie vat, vandat hy Jesus erken het as die Christus, nee, hy is die Christus, die seun van die lewendige God, het 6 dae verbygegaan. Op die 7de dag, toe is hulle bo op die berg, toe word Jesus Christus verheerlik. So Petrus, niemand anders nie Paulus nie, Petrus was aangestel deur God om die kalender neer te sit, dat wanneer sou die koms van Christus, wat hiervoor betaal is, oopgesluit word in die aarde. En toe skryf hy dit. Hy sê, 'n dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 'n dag. Hy sê, ek wil julle waarborg, ons volg nie 'n fabel nie. Ons volg nie, ag God het maar betaal, en weet jy wat, niemand weet nou regtig wat aangaan, en dat wat, yes, ons weet nie wanneer dit aanbreek nie, maar ons, al die profete, al die engele, they searched the scriptures of what, how, wat en watter tyd sou die saligheid aanbreek, wat uiteindelik hierdie oes, wat dormant lê, wakker sou maak. En dis hoekom die Bybel praat van die 7de dag en die 3de dag as die dag waarin God die kerk skoon was of genees of herstel. Al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, het hy op die Sabbat, die 7de dag gedoen. Toe hy die tempel betaal het en opgewek is, dan sê hy, ek gaan die tempel afbreek en op die 3de dag herbou. Jesus het op die oggend van die 3de dag opgestaan, want 2000 jaar na die kruis, 2 dae verby, sou die 3de dag aanbreek, die 3de 1000ste jaar. Die 3de 1000ste jaar is ook vanaf Adam 6000 jare tot die 7de 1000ste jaar. So toe Jesus betaal het, toe hy betaal in omtrent 4000 jaar nadat die skepping begin het, sodat nog 2000 jaar of 2 dae verby kan kom, sodat die oggend van die 3de dag af, dieselfde evangelie wat vir ons redding gegee het, uiteindelik 'n evangelie word, wat ons oopsluit met saligheid. So wat gebeur dan? Die koms van Christus sluit oop. Nou begin ons verstaan as saad, ons is wat hierdie hoëpriester en broer ook is. So nou kan die aarde, hierdie twee, die koms uiteindelik openbaar. Nou kan God kom, want God kom deur sy heerlikheid, maar sy heerlikheid kan nie kom totdat ons nie in Christus opstaan. Ja, hierdie saadwerk was vir 2000 jaar onder die grond en nou die koms is die oes van hierdie werk. Pragtig. Om hierdie van 'n ander kant af in 'n paragraaf op te som. God wou deur Adam die aarde vul met sy heerlikheid. Adam het gesondig. En almal het die heerlikheid verloor. Jesus Christus was weer die eerste seun van heerlikheid. God wou deur Jesus Christus nog baie seuns van heerlikheid hê. Want die skepping wag met reikhalsende verlang na die openbaarmaking van daai seuns van heerlikheid. Want God wil die aarde vul met sy heerlikheid is die tweede koms van Christus. Ja, dis mooi. En jy het nou gesê, die hoop op God se heerlikheid is die Christus. Jy sien Jake, die identiteit. Die koms van Christus bring nie weer onsself nie. Anders is ons weer Adam. Die koms van Christus, hierdie nuwe saad, hierdie nuwe spesie, bring God se heerlikheid. So dit bring God. En jou identiteit bou jou habitat, né? As ons begin besef wie ons is, begin ons koninkryk te bou. Ons begin nie meer demokrasie en aarde en meer aarde te bou nie, ons bou koninkryk. Daarom is die kwessie oor wat is God se geloof baie meer belangriker om te vra. Want ek stem saam, apologie is ongelooflik belangrik. Apologie, die beskerming van geloof, die verdediging van geloof is verskriklik belangrik. Want as ons geloof is, God het vlees geword en betaal, sodat ons kan hemel toe gaan, sal jy nooit glo in wat ons nou gepreek het nie. Nooit! Jy sal, en dan, ek wil net gou ietsie sê,
dan moet jy al die skriffies van heiligmaking, en dat daar 'n dag kom, en dat daar heerlikheid is, en dat ons die aarde moet vol met God se heerlikheid, en dat ons moet ontwikkel, dan moet jy alles uitskeer. Dan word hierdie Bybel baie, baie dun. Ja. Maar as jy glo wat ons vanaand gesê het, dat ons moet ons geloof ondersoek, God se geloof ondersoek, om die aarde te vul met sy heerlikheid, en die manier hoe hy dit doen is die koms van Christus. Jesus was die natuurlike koms van Christus, maar in dag 7 en in dag 3 sluit God die geestelike koms van Christus in ons almal oop, sodat die aarde gevul kan word met sy heerlikheid. Dan raak hierdie Bybel onbeskryflik relevant, en ons moet al sy logos kan rema en in vandag toepas. Ja. Dan moet ons God se mense koop. Ons moet hulle vat van burgers na ambassadeurs. Ons moet hulle vat van kinders na seuns. Volwassenheid. Ons moet hulle God se heerlikheid leer. En is dit nie wat Efesiërs 4 nou net gesê het? Daarom is daar 'n vyfvoud. Die vyfvoud moet hierdie werk doen. So as die vyfvoud vir almal leer, geloof is ons moet hemel toe gaan, dan preek ons vir hulle afterlife. Dan is ons, met alle respek, geloof niks anders soos al die ander gelowe in die aarde nie. Ja. Maar as ons vir hulle preek, wag boys, ons is nie soos al die ander gelowe nie. God het 'n duur prys betaal, sodat hy sy heerskappy weer met ons kan deel, dat soos dit is in die hemele, so kan wees in die aarde. Nou het ons 'n hele ander geloof. Nou is ons geloof die enigste waaragtige geloof wat bestaan, want ons God is die enigste God tussen al hierdie valse gode, wat sy mens, hy's 'n father and son's business. God loves to participate in your life. Anders sou jy mos die dag as jy dood gegaan het en weer gebore word, hemel toe vat. Hoekom sal God 'n kans vat? Hoekom sal God sy seun betaal en 'n kans vat? Verstaan jy, dat ons nie moet gaan nie. Hy het sy seun betaal en 'n kans gevat, sodat daar nog baie seuns kan kom. Kyk, lammetjies, bokkies, duifies, skapies, kon nooit vir mens betaal nie, want dis nie ons waarde nie. Konings, priesters, profete, kon nie vir ons betaal nie, want dis nie ons waarde nie. Babietjie Jesus, met alle respek, sonder sonde, kon nog nie betaal vir ons nie. God het eers nadat hy gedoop is, hom geleer wat heerlikheid is, en toe hy perfektheid bereik het, toe word hy die bewerker van ewige saligheid, en toe hy betaal, toe sit die ruiltransaksie vir ons, want dis hoe God ons gesien het. Ja, dis ons waarde. Nou sit daai regterhand aan God. We should not let anything go to waste. As ons sê volmaakte werk. Nie volmaakte werk om afterlife toe te gaan nie. Volmaakte werk om die koninkryk van God, soos dit is in die hemele, aarde toe te bring. Jy verstaan, dis die punt. Anders sal Jesus nie sê, wat oopgesluit is in die hemel, kan julle hier oopsluit, en wat toegesluit is in die hemel, kan julle hier toesluit. Dan kan hy mos nie dit sê nie, hoekom sal hy dit sê? Wat is die doel dan van dit? Nee, elkeen van ons is aangestel oor 'n stukkie tyd, waar ons 'n stukkie van die hemel in die aarde moet inbou. En al is jy dan nie meer hier nie, jou werk is nog steeds keeps working, keeps going. Immortality is 'n stukkie werk wat elkeen van ons doen in Christus, om God se plan in die hemel in die aarde oop te sluit. My aardse lewe gaan kom en gaan, maar die werk wat ek doen, kan of in Adam wees, en dit kom tot niks, of dis in Christus, en dit bou 'n stukkie, elke persoon se lewe in Christus, bou bo op Jesus Christus se werk, en sluit sy volmaakte werk op, laat die aarde gevul kan word met God se heerlikheid. Dis wonderlik. Ja, ek het nou nog 'n lys vrae hier, so ons gaan definitief 'n deel 2 doen van hierdie gesprek, en ek dink dit is 'n ongelooflike insiggewende gesprek, maar ook sit weer die waarde van Jesus Christus en die prys wat God betaal het. Sit dit weer terug in ons geloof en ons verstaan dit, dit maak sin. En dit leer ons ook wie ons is. Ons is nie meer waardeloos nie. Dis wat die feit, hy wil ons hou in waardeloosheid. En minderwaardigheid. Maar Christus het die waarde van ons kom herstel. Ja, jy's reg, Christus het die waarde kom, en dan kan God se plan weer aanbreek, nê? Ja, baie mooi. Dis beautiful, baie. Ja. Sandra sê vir ons afsluit. Jy het baie gepraat, maar gaan dit jy afsluit? Ek wou net sê, jy moet afsluit. Ek gaan seker maar dit vat tot die einde nou. Okay, dis reg. Kosbare hemelse Vader, dis so groot voorreg en eer om vanaand in U naam te kan vergader. En weet U naam, die naam van die Vader en Seun en Heilige Gees weer aan ons kom openbaar. Jesus Christus het 'n baie duur prys betaal,
sodat alles wat in die hemel is, en alles wat in die aarde is, en alles wat onder die aarde is, die knie kan buig. Sy aksie, sy volmaakte werk, maak dat die knie buig en submit weer aan U, die God van heerlikheid. Dis wat daai skrif sê, dat die knie moet buig en sê dat Jesus Christus is die Here tot lof van God se heerlikheid, tot lof van God die Vader se heerlikheid. En dit is so 'n groot voorreg om vanaand in U naam te kan vergader, Vader, want dis waaroor vanaand te gaan, ons wil U naam eer doen. Ons wil U droom eer doen. Ons wil U begeertes en U passie. Ons wil U Bybel, die boek van die regverdige eer doen. Jesus het 'n volmaakte werk betaal om ons wat in sonde was. Hy het sonde geword sodat ons kan word die geregtigheid van U deur hom. En hy het 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe na U toe geword. En ook U weg en waarheid en lewe na ons toe geword. Ewe skielik is die hemel en die aarde weer een. En is daar toegang deur die Gees, 'n Heilige Gees wat nou woon in 'n heilige tempel. Toegang uit die hemel uit weer in die aarde vir U onthaalwe. Nie vir ons nie. Jesus het nie 'n volmaakte werk betaal so that we may receive afterlife nie, but eternal life, and that is to know you. Ja. En Here, die duiwel moet nie U plan of U droom of U doelwit kom steel nie. Ja. Of hy dit nou probeer doen met satanisme of kultusse, en of hy dit nou probeer doen met godsdiens. Here, my gebed, net soos al hierdie ander mense, is dat U die kerk sal kom suiwer. As die kerk suiwer was, waar is die koninkryk van God? Ja. So Here, dit gaan nie oor Sia en dit gaan ook nie oor my nie. Dit gaan nie oor Niels of oor Jake nie. Ja. Dit gaan oor U droom. Dit gaan oor U plan. Dit gaan oor U strategie. Ja. Dit gaan oor U begeerte om die aarde te vul met die heerlikheid. En U is die een wat gekies het dat U Christus in die mens sit, sodat U die aarde kan vul met U heerlikheid deur die mens. U wou nog altyd die mens deel maak van U droom. Ongelukkig het Adam daai werk opgemors. Hy het U regterhand opgemors. Hy het seunskap opgemors. Hy het heerlikheid opgemors. Maar Jesus Christus het eens en vir altyd volkome betaal. Was gehoorsaam en het sy plek gaan inneem aan die regterhand, waar hy nou vir ons intree, sodat daai werk uiteindelik in vervulling kan kom in die aarde, deur hierdie nuwe saad, hierdie nuwe spesies, hierdie nuwe soort, hierdie nuwe seuns van God, steens van heerlikheid, en die aarde sug met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. So, ek is so dankbaar vir vanaand se gesprek oor die apologie van ons geloof. Ons moet weer geloof verdedig. Ja. En Here, ons as 'n gemeente, ons praat nie baie oor ons teologie of doktrine nie. We want to empower the church. Here, dit is ook nie reg dat mense dan dit sien as 'n geleentheid om namens ons te praat oor wat is ons geloof en ons doktrine nie. Ja. So dankie Here dat ons dit kan regstel. En dankie dat ons met groot vrymoedigheid ons nie skaam oor die evangelie van Christus nie. Want die evangelie van Christus en die evangelie van die heerlikheid van Christus herstel weer die beeld van God. Ja. En ons het deelagtig geword aan die evangelie van Christus nadat Jesus Christus die prys betaal het. Die Bybel sê dit so mooi in Romeine 8. Ons is nou erfgename van U en mede-erfgename saam met Christus. So dankie dat ons kan deel wees van hierdie saad, deel wees van hierdie soort, deel wees van hierdie spesies, deel wees van hierdie gesalfde werk om uiteindelik die aarde te vul met die heerlikheid. Ons wil nie apart staan van die werk nie, Here. Inteendeel, ons wil dit kom oopsluit. Die eerste koms van Christus het die tweede koms van Christus moontlik gemaak, sodat met elke een van ons wat die tweede koms van Christus oopsluit, die eerste koms van Christus bevestig en beklemtoon in hierdie aarde. Ja. Met elke liewe een van ons verklaar ons dat dit nie ons woorde en ons werke is nie, maar as gevolg, alleenlik as gevolg van Jesus Christus se gehoorsaamheid, wat weer U woord en die werke oopsluit. Dankie Vader. Dankie vir die gesprek, dankie vir die platform, dankie vir die geleentheid. Ek wil hierdie woord seën vanaand, dat dit sy werk sal doen. Here, dat dit ons sal wakker maak as kerk, dat dit ons sal oopsluit, en dat ons nie by gelowe beskerm en verdedig nie, maar weer terugkom na die
na wat is die geloof? Fundamenteel, wat is die geloof? En dat U ons help daarso, Here, sodat ons weer by die doelwit van U kan uitkom. Dankie. Mag die woorde van ons mond en die meditasie van ons hart vanaand vir U aanneemlik wees. Mag U dit goed vind, Here. Mag ons die vreugde van U saligheid wees, sodat ons kan wees tot lof van U heerlikheid en tot die rykdom van U genade, want dit is U wil wat in ons werk. Ek bid dit in die naam van die Here Jesus Christus, die hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek, die apostel oor die huis van die Here, die eerste, die begin, die alfa van Christus, maar ook die omega, die einde, die laaste van Adam. En die seun van God. Dankie, Here, word verheerlik. Almagtige Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. 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 Dankie. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cimcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.